Goeiedag familie en 'n geseënde nuwe jaar vir die wat ek nog nie gesien het nie en wat nog nie van my gehoor het nie. Ons is in die 8ste dag van Januarie 2026. Die nommer 8 praat ook van nuwe begin. So yes, ons was laasweek was dit die 1 Januarie, 'n nuwe jaar, maar 8 is ook simbolies vir nuut of nuwe begin, etc. So, ek praat die afgelope tyd praat ek oor die pad na persoonlike verandering. Dit het alles te doen met renewal en transformation. Ek sê dit elke keer en ek sê dit weer, you can never arrive to the place of destiny, into your prophetic destiny, without renewal en transformation. En ek wil hier regtig aanraai familie, ek raak 'n paar skrifte aan, ek raak 'n paar goed aan, maar gaan terug in jou eie tyd en gaan studeer die onderwerp van verandering of van transformasie. It's worthwhile. Ek het aan die begin gesê van hierdie reeks wil ek sê, het ek genoem dat as jy begeer dat 2026 'n jaar vir jou moet wees waar dinge moet verander, dan sal ek je aanraai, studeer die onderwerp van verandering, studeer die onderwerp waarin jy sukkel en kry meer kennis, kry meer informasie, sodat dinge vir jou kan verander deur die vernuwing wat kom deur daai kennis, deur die vernuwing wat kom deur daai informasie. So, ek wil praat vandag, ek wil saam met jou lees, miskien moet ons eers begin lees in Genesis hoofstuk 26 en ek lees vanaf vers 1 tot vers 2. En daar was 'n hongersnood in die land, buiten die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie, woon in die land wat ek jou sal aanwys. Vers 3, kom ons lees vers 3. Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seun, want aan jou en jou nageslag sal ek hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. Nou, as jy agterkom geliefdes, regdeur vanaf die eerste dag toe ons praat, ek dink dis Kersfees 2025, die 25ste, het ons begin praat oor die pad na verandering, maar van daai dag af tot nou toe, dan maak die skrifte wat ek as reference gebruik het, maak melding van die land wat God beloof het. En terwyl ek nou lees saam met u uit Genesis 26, kom het in my hart en ek glo dit is van die Here af, dat God wil 2026 vir ons 'n jaar maak, waar ons waarlik waar die belofte van God in ons lewe gaan eien. Die profetiese woord, die profesie wat oor jou lewe is, die woord wat God aan jou gegee het. Ek glo in 2026 is dit die jaar wat die Here wil hê, ons moet hierdie goed in besit neem. En ek wil ek en jy moet regtig gaan inkyk oor hoekom die Here, veral op hierdie program, vir die afgelope 3 weke, praat die Here oor hierdie land wat hy beloof het. Dit praat van die belofte wat God gemaak het. Dit sê vir my dat God is ernstig met van ons wat ingeskakel is, en wie ook al na die woord luister, dat is die hart van die Here, dat ons die beloftes moet in besit neem, dat ons het vir onsself moet toeëien, sodat daar verandering kan kom in ons lewe, in ons gemeenskap, in ons huis, nommer 1 natuurlik, en ook na in ons kerk, in Suid-Afrika, in Kaapstad, waar jy ook al is in jou provinsie. God wil die belofte, wil hy hê in vervulling kom. Ek ervaar die Here op 'n manier, terwyl ek dit met u deel, en dit skep 'n verwagting in my hart, ek hoop die verwagting is in u se hart,
Maar hier kom ons en ons lees van die gedeelte waar die Here met Isak praat. En daar is 'n hongersnood in die land wat Isak in verkeer. Nou, kyk gou hierna geliefde, ek wil jy met hierdie ding sien. Dieselfde hongersnood, hierdie een is net erger. Die Bybel praat van, daar was 'n hongersnood in die land buiten die eerste hongersnood, wat in die dae van Abraham gewees het. So daar's dieselfde ding wat Abraham ge-encounter het, as wat Isak nou ook encounter. Maar hier is die ding wat ek wil jy moet sien, dat dieselfde wat met Isak gebeur, hy kry dit nog in sy gedagte en sy hart, as gevolg van die hongersnood, om Egipte toe te trek, as dieselfde wat gebeur het met Abraham, sy pa. Abraham het letterlik, hy Egipte toe getrek. Ek wil jy moet sien, die ding wat van een generasie oorgaan na die ander generasie. En daar sekere dinge wat ek en jy, we might not have started it, but it should end with us. Ek sien, dit mag dalk begin het in my pa se generasie en sy pa se. En ek praat van dinge wat nadelig is, ongesonde siklusse, wat van geslag tot geslag oorgedra was. En ek is baie seker dat die Here wil hê, hierdie geslag, jou generasie, wat jy verteenwoordig, moet hierdie siklusse breek. En die Here gee vir ons 'n blueprint, die Here gee vir ons 'n oplossing, die Here gee vir ons 'n strategie om hierdie siklusse te verbreek. En hou in gedagte, ons praat oor die pad na verandering. Dit is deel 3. Die Here sê vir Isak, terwyl hy dit nog in sy gedagte het, moenie na Egipte toe gaan nie. Ons kyk vir 'n oomblik wat beteken Egipte. Ek het dit nou die keer aangehaal. Egipte literally means slave house or house of slavery. And to be a slave means you do not belong to yourself. You are the possession of someone else. Dit is wat om 'n slaaf te wees. Dit laat my dink aan die weduwee vrou, toe die profeet by haar kom en hy vra van, wat het in jou huis? Sy verduidelik haar eers die hele omstandighede en hy vra op sy beurt, wat het jy in die huis? Die vrou sê, ek het net 'n bietjie olie en 'n bietjie meel, of ja, net 'n bietjie olie, en sy sê, die skuldeiser is op pad, en as ek nie kan terugbetaal wat ek aan hom skuld nie, gaan hy van my seun slawe maak. En die vrou het presies geweet, wat dit vir haar beteken, vir haar seuns om slawe te word. Dit beteken, hierdie seuns van haar gaan nou aan iemand behoort, hulle word letterlik die eiendom van iemand anders. En so, Egypt means slavery. Egypt means control. Egypt is a worldly system that is governed by the wisdom of the serpent. Jy sien, en as in Egipte, wat ons geprogrammeer word. En as ek praat van Egipte, weet jy mos natuurlik, ek praat nie van 'n geografiese plekkie, maar ek praat van 'n geestelike realiteit, waar almal van ons uitkom. Maar hier is die ding wat ek wil jy moet sien. Elke keer, wanneer die volk van God, wat nou al uit Egipte was, op pad na die beloofde land, op pad na verandering, elke keer wanneer hulle challenges encounter het, wil hulle altyd deur Egipte toe te gegaan het. Dit was nou al so engraved in hulle minds, dat Egipte is in hierdie geval die beste opsie. Ons kyk in die geval van Jakob, toe daar hongersnood was in Kanaan, toe stuur hy sy seuns na Egipte toe vir brood. Die brood was iets anders, maar die mindset was Egypt. Jy sê, ek wil jy met hierdie ding sien. Every time when Israel experienced hunger or they encounter a challenge, dat hulle altyd wou hulle teruggedeins het na Egipte toe. En hier kom die Here en as 'n boodskap, as 'n profetiese boodskap vir ek en u vandag. Terwyl Isak in dieselfde
scenario is, in dieselfde situasie, en strak die Here vir Isak en sê, moenie na Egipte toe gaan nie. Israel was in sirkels om een berg, in 'n cycle vasgevang, as gevolg van die absence van renewal. Ek het dit ander tyd genoem, daar was nie vernuwing nie, en as gevolg van die absence van renewal, het hulle in hierdie cycle beweeg. As daar van ons wat kan relate vandag, dat wanneer daar nie vernuwing kom nie, dan bly jy in een cycle. Met ander woorde, die dinge verander net nooit. Daar kom net nooit verandering nie. Daar kom net nooit vordering nie. Want daar is nie vernuwing nie. So, vir verandering om plaas te vind, het ek en jy vernuwing nodig. Jy sien, geliefdes, ek het dit laas week genoem, en ek noem het weer, dat wanneer ek en jy repeatedly dink oor iets, dan later word het so deel van ons, dit word outomaties. Ek dink later nie meer, dit is soos om jou kar te ry. Voordat ek nog regtig kon kar ry, het ek op elke beweging, wat ek dopgehou, jy weet, ek het seker gemaak, ek trap die klats in, en jy weet, en ek druk my rad in eerste rad, en ek het al die goed gedoen, my oë was op die goed, en as my oë op die goed is, dan verloor ek soms balans, die stuurwiel. Maar so beter ek geword het, hoe meer ek dit gedoen het, hoe meer ek gery het, later het ek nie meer eens gedink, ek het nie eers, dat dit outomaties gebeur, ek dink amper nie meer wanneer ek my ratte verwissel nie. So is dit wanneer 'n mens, jy weet, sekere dinge mediteer, sekere dinge aangewoond was, dit word 'n habit, dit is asof dit word gecondition in jou, jy word geprogrammeer, maar nou wat gebeur is nou, wanneer ek en jy in 'n probleem beland, ons encounter a challenge, daar's dinge wat ons konfronteer, as daar nie vernuwing plaasvind nie, dan noem ek, ons val dan in default. Die Here sê eintlik vir Isak, moenie teruggaan na default nie. Egypt was die default. Egypt was die plek van slawerny, dit was die slawehuis, en die Here sê vir Isak, moenie teruggaan na default nie. Default beteken literally, it's a person's automatic response, of acting in a certain way. So jy's nou al so gewoond, as daar 'n probleem kom, dan doen jy dit. As jy gekonfronteer word, dan is dit die reaksie. Ek maak gewoon hierdie voorbeeld wat baie eenvoudig is en wat baie met ons kan relate, dalk nie almal nie. Maar die eerste ding wat ek en jy doen wanneer ons nie geld het nie, dan dink ons, waar kan ek geld leen? Almal nie, maar baie van ons. Dis die default. Die default is om te gaan leen. Maar die design is om, wat het ek in my hand? Die design is, Here, wat kan ek gebruik wat ek nou het, om uit hierdie situasie te kom. En so die Here roep ons eintlik, hy sê, to come out of a life of default, into a life of design. The life of design is to trust God. The life of design is to have faith in God. The life of design is to use what I have in my hand. Jy sien, soos wat die Here vir Moses gesê het, wat het jy in die hand? Toe Moses kom by die see, en die Israel, of die Egipte is agter hulle. En terwyl Moses na die Here toe kyk, toe vra die Here vir Moses, wat het jy in jou hand? En Moses gebruik wat in sy hand was, en daar kom 'n deurbraak vir die volk van God, op grond van iemand wat dit gebruik het, wat in sy hand was, wat in sy besit was. Jy sien, en dis wat ek vandag by u wil bring, familie, dat in 2026 sal ons uit die default moet kom, uit die norm moet kom, uit die ou gewoonte moet kom. As ek wil hê 26 of 2026 moet 'n totale ander jaar wees, 'n jaar wat dinge verander vir my en my gesin, my familie,
dan sal ek nie teruggaan na default nie. Ek sal nie kan teruggaan na die ou manier van dinge doen nie. As die probleem opduik, as die uitdagings kom, as die omstandighede kom, dan moet ek en jy nie teruggaan na default nie. Maar hoe kry ons dit reg? Ek kan alleenlik, kan ek lewe in a life by God's design, wanneer ek my mind renew het, wanneer ek my mind of my gedagtes, my denke, met nuwe informasie voed. Dit gaan nie oordag gebeur of oornag nie. Dit gaan weke en maande en jare kos. En ons gaan ons gechallenge word om te wag. Maar as ons lang genoeg wag vir nuwe patrone om te vorm in ons denke, dan kan ons seker wees, die uitkoms gaan belovend wees. Die uitkoms gaan 'n lewe wees van transformasie. Ek gaan anders dink. Ek gaan anders kyk na die lewe. Ek gaan anders kyk na die lewe in die algemeen. En wanneer ek anders kyk na die lewe, dan doen ek anders. Ek dink anders, ek voel anders, ek doen anders, en ek kry iets anders. Dit is die patroon, of dit is die pattern. Dit is die sequence familie. Alles begin by die denke. Daarom praat die Here, as jy sien, vir die 3 weke, lê God klem op die denke. Ek en jy kan nie verandering kry, as ons met ou denke voortgaan nie. Daar moet vernuwing kom vir jou en my, om die verandering te kan geniet, om die transformasie te kan geniet. Soos wat jy dink, gaan jy voel. En wat jy voel, gaan jy doen. En wat jy doen, gaan jy kry op die einde van die dag. So vir my, om iets anders te kry, om 'n ander resultaat te kry, gaan ek my denke moet vernuwe. Jy sien, en hierdie 2 gaan dan bepaal, of hierdie een, hoe ek gaan dink, gaan grotendeels bepaal, wat my uitkoms gaan wees, op die einde van die dag. Ek is so opgewonde, en soos ek sê, dit gaan van jou en my kos. Ons gaan baie challenges kry op die pad, maar hoe meer ons sekere dinge gaan bepeins, hoe meer ons die oplossing gaan bepeins, hoe meer ons die antwoord gaan bepeins, hoe meer ons vernuwe gaan word in ons denke, hoe meer ons gaan tyd maak om te oordink oor die weë van God, die werke van God, die openbaring van God se woord, en selfs dinge wat ek in jou se lewe kan makliker maak, kan ek u beloof dat verandering sal kom in die areas waarin ons gesukkel het. Familie, ek wil vra, ek en jy moet hande vat vandag. En ek wil vra, ons met hierdie pad 2026 moet ons saam stap. En ons moet die Here vertrou, soos wat ons deel doen, deur die vernuwing te bring, die vernuwing te doen in ons denke, dat daar verandering gaan kom in die areas van ons lewe, waar ons het die nodigste het. Are you up to the challenge? As jy vandag up to the challenge is, hier is 'n nommer op die skerm, jy kan ook op YouTube, kan jy sê, up to the challenge, I'm up to the challenge, jy weet, en dan stap ons hierdie pad, 2026, en jy deel met ons op hierdie WhatsApp nommer, waar is jy in jou journey op die pad na verandering? Ons wil graag hoor, hoe lyk dinge, hoe gaan dit op hierdie journey waar jy met vernuwing plaasvind? Ek weet, dit gaan fun wees, dit gaan nie net uitdagend wees nie, maar dit gaan fun wees. En wat ek en jy in vooroe moet hou, familie, ons visie moet wees, Here, ek vertrou U vir verandering. Ja, ons weet verandering het gekom deur Jesus Christus, maar om dit 'n realiteit te maak, het ons nodig om te bepeins en dit in ons harte ingegrafeer, dit wat Christus vir ons kom doen het, sodat ons die verandering kan beleef. Ek weet nie van jou nie, maar ek is moeg om net te praat van verandering. Ek is net moeg om te praat van dinge wat ek hoor en wat in die Bybel staan. Ek wil hierdie goed beleef, ek wil hierdie goed sien gebeur in my lewe, en ek glo dat jy is een van die mense wat wil sien, Here,
die dinge gebeur waarvan u praat. Die belofte kom in vervulling. Daar kom verandering in hierdie areas van my lewe. En so, terwyl ek afsluit vandag op hierdie noot, familie, kom ons vat die hande, ons vertrou God vir verandering. Jy kan ook vir ons stuur 'n boodskapie, 'n WhatsApp en net sê verandering, ons vertrou God vir verandering, prys God vir verandering. Kom ons bly ook positief. Ek weet, daar's baie challenges in ons lewe, as gevolg van die tyd waar ons in lewe, maar kom ons bly positief. Die Here sal mense op jou pad stuur, die Here sal mense daar wat jy is, sal hy oprig om jou te ondersteun, maar God sal ook jou gebruik om iemand anders te bemoedig en 'n ondersteuning vir iemand anders te wees. Familie, ek hoop jy was geseën vandag. Ons is in hierdie nuwe jaar. Kom ons vat hierdie jaar, ons pak hom aan met vernuwing, ons maak tyd om sekere dinge te bepeins in Jesus naam. Maar tot volgende week, bly geseën. Amen.